Weksdae is besig in die harms in die huishouding. Ek sit nou weer hier in die gemeenskapssentrum se klein pub in Eybridge. 'n Plek waar glasies klink, sport op die skerms flikker en ouers soos ek wag vir die karate klas om klaar te maak. Jy leer die plekke ken waar jou kinders se lewens jou invat. En partymal is dit die kerkbanke, partymal is dit skole en ander keer sportsale en soms die pub op 'n weeksaand. En terwyl ek nou hier sit, dink ek aan hoekom ons karate vir die kinders kies. Dis nie om aggressief te wees nie, maar om selfvertroue te bou. Om te leer, beheer, balans, respek, selfdissipline en hoe om te reageer wanneer die wêreld jou onverwags stamp. Oor die algemeen leer karate jou dat krag nooit beteken jy moet aanval nie. Dit beteken jy weet wanneer om stil te staan en wanneer om weg te stap of selfs weg te hardloop sommige kere. So tussen al die geluide en die gesprekke van die plek heen, onthou ek 'n bekende aanhaling van Bruce Lee. The successful warrior is the average person with a laser-like focus. En is daardie woordjie fokus wat my altyd weer terugbring na die skrif toe. Want Jesus roep ons nie om buitengewone mense te wees nie, maar om gefokus te wees. Nie om die hardste terug te slaan nie, maar om te weet waarvandaan ons krag kom. En dis presies wat Paulus sê in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wanneer karate jou leer om jou balans te vind, leer Christus jou om binne in balans te vind. Karate leer ons hoe om 'n hout te blok en Christus leer ons om die woorde en die vrese wat seer maak te stop met sy vrede as jou beskerming. Karate leer jou om jou asemhaling te beheer. En Christus leer ons om beheer te hê van dit wat ons harte en ons asem vul. Karate maak jou bewus van jou liggaam, maar Christus maak jou bewus van die wesenlikheid van jou lewe, siel en gees. En karate bou selfvertroue, maar Christus bou karakter, geloof en standvastigheid. Waar ons lewens ook al heen lei, dit is tyd om te besef, soos ek opnuut besef het vanaand tussen hierdie gewoel en geraas, dat geloof nooit net in stil kapelle of in Sondagdienste leef nie. Geloof leef in die gewone plekke, waar ons wag, waar ons werk, waar ons dink, waar ons hoop, dat ons kinders iets sal leer wat hulle sterk sal maak vir die lewe, fisies en geestelik. Want uiteindelik is die grootste life skill nie selfverdediging nie. Dit is om te weet dat God saam met ons elke dag stap. Hy is jou fokus, jou balans, jou krag en jou vrede. Here Jesus, dankie dat U ons krag en balans is. Leer ons om gefokus te leef, vas in U genade, nederig in U liefde. Bewaar ons kinders, bou hulle selfvertroue. Bewaar ons ouers, sterk hulle in elke stryd en lei ons om U te volg in elke gewone plek van die lewe. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag en ek vertrou dat jy gefokus sal wees in hierdie week en hierdie tyd wat kom. Tot volgende keer. Totsiens.